Goed julle, ons is besig met die Onse Vader. Ons gaan vanoggend aan met hom. Ons het laasweek gepraat oor vers 7, waar hy vir hulle sê, so moet julle dan bid. Dis Matteus 6 vanaf vers 9. So moet julle dan bid, Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Ons het net tot daar gekom. Nou, het ons gepraat oor die mooiheid om God te kan Vader noem. En die Vader is in die hemel. Dit beteken jy het hemelse konneksie. Jou Vader is in die hemel en ons het gepraat, as jou Vader in die hemel is, waarvan af is jy dan? Jy is ook uit die hemel, dis jou oorsprong. Jou oorsprong kom vanuit die hemele. Jou oorsprong lê nie in die mens van die aarde nie. Jou oorsprong was nie eintlik bepaal deur jou ouers nie. Die ouers was net die medium waardeur God se hemelse wil, dit wat hy voor die grondlegging van die wêreld beplan het en bepaal het, om dit op die aarde uit te druk. Jy is 'n God idea, jy is deur God uitgedink, daarom is jy hier. En die mooiheid daarvan is, selfs al wil jou ouers jou nie gehad het, al is jy eintlik 'n aanneemkind, of jy's 'n weggegooide kind, beteken dit jy het 'n vader, al het jy nie 'n vader in die fisiese nie. Maar elke mens op die aarde het 'n vader, want hy het 'n hemelse oorsprong. God is sy oorsprong, die hemelse Vader is sy oorsprong. Wat dit vir jou wil sê is, you are wanted. Iemand wou jou hê. En God wou jou hê. En daar's 'n klomp goed wat gepaard gaan met dit, rakende minderwaardigheid, verwerping, al daai goed. Hoe daai konsep eintlik genesing in jou lewe moet bring. Nou ek wil nie te veel daarop uitbrei, ons het laasweek daaroor gepraat. Maar dan ook die woorde, laat die naam geheilig word. En ons het gekyk na wat beteken dit as jy iets heilig, dit beteken jy haal iets uit. You set something apart, jy sit iets eenkant. Dit beteken iets is nie net deel van die normale nie, jy het iets eenkant geplaas, want dit is hoër as enigiets anders. Jy het dit geheilig, jy het dit eenkant geplaas, spesifiek. En dit gaan in my opinie hier rondom, laat u naam geheilig word. Nou wat is aan 'n naam? Jou naam is Johnny, en Johnny verteenwoordig iets. As hulle praat van Johnny Fisher, dan gaan hulle sê, ja, maar Johnny is 'n goeie boer, Johnny kom uit die Namakwa land uit, Johnny, sy kinders het baie goeie maniere, Johnny het 'n fantastiese vrou, sy kan 'n ontsettende gesonde koek bak vir my verjaarsdag, kry ek elke jaar een, en ek steek hy koek weg as die mense kom, want ek eet hy koek alleen op. So Johnny verteenwoordig iets, Johnny Fisher is sy naam, so daar's iets wat daai naam verteenwoordig, en dit is sy lewenswyse. En net so wanneer jy God se naam heilig, verteenwoordig daai naam God. Wie is hy? Wat is gekoppel aan daai naam? En toe het ons gaan kyk na 200 van God se name, ek het dit vir u genoem. Ons kon nie uitbrei op wat hy, want elke liewe een wat daai naam verteenwoordig 'n eienskap van God se karakter, van wie hy is, wat sy naam verteenwoordig. Om God se naam te heilig beteken nie net jy, baie mense koppel heiligheid altyd aan reinheid. Maar heiligheid is nie net gekoppel aan reinheid of skoonheid nie. Heiligheid is, hoekom is iets rein? Want dit is nie onrein. So dit is iets anders. En God se naam is die naam bo alle name. Dit wat daai naam verteenwoordig is te vind in sy wese, wie hy is. En ons het gekyk na 200, dis nie eens almal nie. 200 van sy name genoem, want daar is soveel diepte in God se wese en wie hy is en in hom opgesluit. As jy 'n studie moet doen op al 200 van hy name, gaan dit jou hoe lank besig hou, net om 'n gedeelte van sy wese te kan verstaan. Oor wat is aan daai naam gekoppel? En dan daai naam gekoppel is 'n Vader. En wie is daai Vader? En hier gaan dit eintlik in my opinie oor dat die koninkrykskind moet sy Vader ken. Die naam van sy Vader, want daai Vader en die naam aan daai Vader gekoppel, verteenwoordig iets, dis wie hy is. En die vraag is, ken ons hemelse Vader werklik? Ken ons hom werklik? En ek wil vandag aangaan met vers 8, gaan terugkom net na vers 8 toe. Vers 10, wat sê, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Nou, hierdie gebed lyk baie maal of dit een kan staan in die bergpredikasie, maar dit
pas eintlik in 'n geheel prentjie in. Ek gaan vir jou nou wys hoe al hierdie goed eintlik in 'n deel is van 'n geheel. Is nie 'n aparte ding. Hierdie is ook nie Jesus wat eintlik vir hulle leer, hierdie rympie moet julle bid nie, want elke liewe frase hier het 'n dinamika wat eintlik spreek van 'n geestelike beginsel in jou lewe. Dis nie 'n rympie om te bid nie. Die woorde Onse Vader, as hy praat van die woordjie ons, ek wil hê iemand net gou vinnig hierso kyk. Kyk gou hoeveel keer kom die woordjie ons hier voor. Onse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 maal kom die woordjie onse. En wat die geheelprentjie van hierdie gebed wil deurgee is dat gebed is nie selfgesentreerd nie. Dan kyk jy die eerste verse wanneer dit oor God praat, dan praat dit laat u. Dit praat oor u. Jy kry net die woorde wanneer dit praat van u wil, u koninkryk. Ons. Nou dit praat van twee verskillende aspekte in die Onse Vader. Dit beteken dit is God gesentreerd. Dis nooit selfgesentreerd nie. Dis ons gesentreerd. En in daai ons pas jy ook in, maar dit gaan nie om jou nie. En dis die geestelike dinamika wat Jesus wil deurbring van die koninkrykskind. Die koninkrykkind se lewe gaan oor u. Dit gaan oor hom en dit gaan oor ons, nie myself nie. Dis nooit selfgesentreerd nie. Die koninkrykskind se geestelike beginsel is nooit selfgesentreerd, dis God gesentreerd en dis mens georiënteerd waarin hy as deel is van daai mensdom en deel is van daai koninkrykskonsep. Maar dis nooit selfgesentreerd nie. Die koninkrykskind se gebed draai nooit om homself nie. Gaan kyk gou die konsepte voor dit. Hoe die heidene bid in die openbaar sodat hulle gesien kan word. En dis waar dit inpas. Dis kom die bewoording so deurgegee word in die Onse Vader. Dis altyd ons. Die heidene bid in die openbaar dat hulle gesien kan word. Hulle wys hulle liefdadigheid in die openbaar sodat hulle gesien kan word. Hulle vas in die openbaar en hulle gooi as oor hulle sodat hulle gesien kan word. Maar dis nie die koninkryksbeginsel of die hartklop of die wese of die beginsel van die koninkrykkind nie. Sy beginsel is georiënteerd sodat God gesien kan word, sodat sy naam geheilig kan word. En wanneer hy bid, is dit nie my, dis ons. Dit gaan nie net oor homself nie. Sy aandag is van homself weg, maar hy pas ook in die geheelprentjie in. Nou wanneer ons bid, laat u koninkryk kom, wat beteken God se koninkryk? Dit beteken sy heerskappy. Sy heerskappy. En dan sê dit, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Jy kan net God se heerskappy op aarde laat kom, wanneer sy wil deur jou lewe geskied. Dat dit wat in die hemel bepaal is en deur God uitgedink is, deur jou op die aarde afgedruk word, want hy wil hê sy koninkryk op aarde moet kom deur middel van koninkrykskinders, wat sy koninkryksbeginsels na vore bring in 'n donker wêreld, waarin sy naam geheilig word. En wat beteken daai naam? Dit beteken daai naam, wat daai naam verteenwoordig, word op die aarde deur sy koninkrykskinders na vore gebring. Dis wie God is, dis hoe hy lyk, dis sy karaktereienskappe, dis sy wese. En hierdie God heers. En wat deel is van daai heerskappy is, en ek wil dit graag sommer nou noem, is, wanneer jy na die geheelprentjie kyk van die bergpredikasie, is die sleutelvers van die bergpredikasie is opgesluit in vers 8. Dis die sleutelkonsep. Dis die sleutelkonsep van die bergpredikasie. Eintlik waaroor die hele bergpredikasie gaan, dit beeld eintlik die anders uit van die koninkrykskind. Terwyl hierdie woorde is die sleutel om die bergpredikasie te verstaan. Dit gaan, moet dan nie soos hulle word nie. Dis die sleutelkonteks van die bergpredikasie. Moet dan nie soos hulle word nie. Want as jy die beginsels volg en word soos die persoon wat God, Jesus in die bergpredikasie uitbeeld, dan sal jy nie soos hulle wees nie. Jy sal nie soos hulle lyk nie. Die koninkrykkind is anders. Hierdie is die gebed van die koninkrykskind. Die gebed van die koninkrykkind is totaal en al anders as die gebed van die heidene. Wanneer die heidene bid, wil hulle gesien word. Dis die gebed van die koninkrykskind. Wat is die invloed van die koninkrykskind? Matteus 5 vers 13 tot 16 beeld die invloed uit van die koninkrykskind. Julle is die sout van die aarde. Julle is die lig van die wêreld. Dis die invloed van die koninkrykkind. Omdat hy anders is, het hy 'n baie spesifieke invloed. Hy's lig, hy's nie donker nie. Hy's sout. Hy staan dus verrotting teen, want hy's anders.
As hy nie anders is nie, dan pas jy in die boksie in. Die koninkrykskind, hoe lyk die afhanklikheid van die koninkrykskind? Dit sien jy in Matteus 6 vers 25 tot 33, waar dit praat van, moet julle dan nie kwel oor julle lewe, of wat julle sal aantrek, of wat julle sal eet nie. Dan praat hy van die lelie van die veld, en hy praat van die voëlke in die lug, hoe God hulle in hoeveel heerlikheid beklee, en hulle worry hulle nie oor môre nie. Daai gedeelte beeld die afhanklikheid van die koninkrykskind uit, dat hy is totaal en al afhanklik van God. En daai afhanklikheid is nie selfgesentreerd nie, want God beklee die lelie van die veld, en daai lelie is in meer pracht beklee Salomo in al sy glorie, sê dit hier. En daai volkie kry elke dag sy kos om te eet, en hy is beklee. Maar is God wat hom beklee het. Die koninkrykskind gaan oor ons. Dit beteken, dit gaan nie oor wants nie. God gaan nie altyd jou begeertes vervul nie. Hy gaan nie altyd beklee of vir jou die kos gee wat jy begeer nie. Hy gaan vir jou gee wat jy nodig het. En baie maal het ons baie minder nodig as wat ons begeertes is. Dit sê, en Jesus het nie eens 'n plek gehad om sy kop neer te lê. Ons het baie keer baie minder nodig. En baie keer sal ons sê, maar God voorsien nie. Maar is omdat hy nie eintlik aan jou wants voorsien nie. God voorsien aan jou needs. En partymal gaan hy ook jou wants vir jou gee, want hy wil jou bless ook. Hy is 'n Vader, maar hy gaan nie vir jou heeltyd gee wat jy soek nie. Het u vir u kind elke liewe ding wat hy ooit sy mondjie oopmaak om te skroop gegee? Nee, natuurlik nie, want jy's 'n Vader, jy moet hom begelei. As jy vir hom heeltyd net gee wat hy vra, dan raak sy hele lewe selfgesentreerd. En alwaaroor dit gaan is wat hy kan kry en wat hy kan kry en wat hy kan kry en wat hy kan kry. Maar die bergpredikasie skep 'n totale ander prentjie. Of die Onse Vader wat in die bergpredikasie inpas. Hier in hierdie gedeelte vind jy die afhanklikheid van die koninkrykskind. In Matteus 6 vers 19 tot 21 vind jy die skat van die koninkrykskind. Sy skat is anders as die skat van die wêreld. Sy afhanklikheid is op 'n ander plek as die wêreld. Sy gebed is anders as die wêreld. Sy invloed is anders as die invloed van die duisternis. Moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie. Maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel waar geen mot of roes verniel en waar diewe nie inbreek en steel nie, want waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Die skat van die koninkrykskind is op 'n totale ander plek. Sy hart is anders. Die vas van die koninkrykskind is anders. En wanneer julle vas, moenie julle gesigte trek soos die gefeinstes nie. Nou daai is die een kant. Hulle trek hulle gesig soos die feinstes wat hulle mis. Maak hulle gesigte sodat hulle die mense gesien kan word dat hulle vas. Voorwaar ek sê vir julle, hulle loon weg. Maar jy as jy vas, salf jou hoog en was jou gesig sodat jy nie die mense nie sien dat jy vas nie, maar jou Vader wat in die verborgene is. Jy sien die vas en die gebed en die liefdadigheid van die koninkrykskind is op 'n verborgde plek. Dit is tussen hom en God. Dit is tussen hom en ons, nie in kompetisie met die wêreld nie. Dis anders. Sy vas lyk anders. Sy skat is anders. Sy gebed is anders. Sy invloed is anders. Sy afhanklikheid is anders. Sy liefdadigheid is anders. Wanneer jy dan jou liefdadig wys, moenie jou torprem blaas, ek ken daai gedeelte goed, ek wil nie deur hulle almal gaan nie. Sy karakter is anders. Hy lyk anders. Dis in Matteus 5 en salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. Salig is die barmhartiges. Salig is die wat rein is. Salig is die vredemakers. Salig is die wat vervolg word. Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerlei kwaad teen julle spreek om my ontwil. Verbly en verheug julle omdat julle loon groot is in die hemele, want so het hulle die profete vervolg voor julle gewees het, wat voor julle gewees het. Daar is die karakter van die koninkrykskind. Sy karakter is anders. Die vrugte van die koninkrykskind is anders. Dit sê vers hoofstuk 7, maar pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle kom en van binne roofagtige wolwe is. Aan hulle vrugte sal hulle julle ken. 'n Mens pluk tog nie druiwe van dorings of vye van distels nie. So dra elke goeie boom goeie vrugte, maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. 'n Goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie en 'n slegte boom ook geen goeie vrug nie. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So sal julle dan aan julle vrugte geken word. Die koninkrykkind se vrug wat hy baar, lyk anders. Dis anders. Hoe lyk die koninkrykkind se vrug? Jy gaan dit kyk en sien in die bergpredikasie.
Die koninkrykskind se standvastigheid is op 'n ander plek. Sy fondasie is op 'n ander plek. Dit sien jy in Matteus 7 vers 24. Elkeen wat na hierdie woorde van my luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. En die reën het geval en die strome het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm en dit het nie geval nie. Want sy fondament was op die rots. En elkeen wat na hierdie woorde van my luister en dit nie doen nie, sal vergelyk word met die dwaase man wat sy huis op die sand gebou het. En die reën het geval en die waterstroom het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm en dit geval en sy val was groot. Die fondasie en die standvastigheid van die koningskind is heeltemal ander as die wêreld. Die wêreld is onvas. Dit word gekoppel aan emosie. En hoekom ek dit vir julle als vanoggend noem is, want dit pas als in by die Onse Vader. Hoe gaan jy sy koninkryk laat kom? Deurdat jou karakter anders is as die wêreld. Dat jou liefdadigheid anders is as die wêreld. Dat jou vas anders is as die wêreld. Dat jou vrugte anders is as die wêreld. Dat jou invloed anders is as die wêreld. Dat jou fondasie anders is as die wêreld. En hoe gaan jy sy koninkryk laat kom? Moet dan nie soos hulle wees nie. Moet dan nie soos hulle wees nie. Want as jy die koninkrykslewe lewe soos God dit uitbeeld, of Jesus dit uitbeeld in die bergpredikasie, gaan jy dit wat in die hemel bepaal is, hoe God bepaal het, hoe sy kinders se karakter moet wees, hoe hulle gebed moet wees, wat hulle invloed moet wees, wat hulle afhanklikheid moet wees, wat hulle standvastigheid aan betref. As jy daai lewe leef, dan gaan God se heerskappy deur jou uitgedruk word in hierdie wêreld, en jy gaan mense se lewens aanraak, en jy gaan sy heerskappy op aarde bring. En jy gaan sy wil laat geskied, want dit gaan nie meer net oor my nie, dit gaan oor hom. Laat u wil geskied, nie my wil nie, u wil. Laat u koninkryk kom, dit gaan nie meer oor my eie koninkrykie, die bou van my eie koninkrykie. Dit gaan oor sy koninkryk, sy heerskappy, sy wil wat afgedruk word van die hemel na die aarde. Want jy het die hemelse koppeling. Jou lewe bestaan nie net uit aardse konsep of aardse karaktereienskap. Jy sê jou geaardheid word gekoppel aan die naam. Laat u naam geheilig word. Wat is dit wat gekoppel word aan daai naam? Weet jy wat Johnny se kinders verteenwoordig hom? My kind verteenwoordig my. Jy is die verteenwoordiger van die hemelse Vader. En om hom reg te verteenwoordig met die konsepte van die bergpredikasie in jou lewe aanwesig wees. Jy kan dus nie wees soos hulle nie. Daai wees soos hulle nie is 'n konsep van wat die wêreld uitbeeld of die heiden uitbeeld. Die nie koninkrykskind uitbeeld. Jy is dus totaal en al anders. Jy is 'n totaal en al ander mens. Jy lyk anders, jy bid anders, jy vas anders, jy gee anders. Jou afhanklikheid is heel anders. Die manier hoe jy na versorging kyk is heel anders. Jou karaktereienskappe is heel anders. Moet dan nie soos hulle word nie. En dit is nie so maklik gesê soos makliker gesê as gedaan. Maar die feit bly die feit. Dit is wat die woord ons na toe roep. God wil dus dit wat hy eintlik in die tuin van Eden bepaal het voor die sonde val, wil hy deur sy seun kom herstel. En daarom is die koninkrykskind sy gebed anders, sy invloed is anders. Want wat hy eintlik wil doen is hy wil deur jou sy oorspronklike plan, sy oorspronklike intensie wil hy eintlik na vore bring. Hy wil deur jou herstel dit wat die sondeval kom vernietig het. Ons kan nie dus dieselfde doen as wat die wêreld doen nie. Want hulle doen en lewe volgens die konsep en die eienskappe van die sondeval as die invloed op hulle lewe. Daarom lyk hulle anders. Maar wanneer jy begin jy dit wat verbrokkel is en verbreek is deur die sondeval, begin jy om dit te genees. Jy begin God se oorspronklike tensie eintlik na vore bring deur middel van die lewe wat jy leef. Jy kan nie dieselfde bid as wat die res bid nie. Jy kan nie jou liefdadigheid bewys soos wat die ander dit wys nie. Liefdadigheid wat jy bewys om gesien te word, beteken jy wil iets terug hê. Jy wil iets terug hê. Jy soek eer en jy soek aansien. Dis 'n selfgesentreerde lewe. Die Onse Vader leer ons een belangrike konsep is dat dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor ons. Dis gemeenskaplik. Dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor u, dit gaan oor hom.
En wanneer dit gaan oor hom, word dit in die ons uitgedruk. Want as jy sy wil verstaan, en sy koninkryk laat kom, dan wil jy ook hê, dit moet in die mense, die ander koninkrykskinders ook geskied. Dit beteken ons lewe ook anders teenoor mekaar. Ons versorging teenoor mekaar is anders. Ons gebede gaan nie net oor my nie, ons bid ook vir mekaar. Wanneer ons mekaar versorg, versorg ons ook mekaar. Wanneer ons vas en bid ons ook vir mekaar, want dit is ons. Ons wil hê God se koninkryk moet in ons ook geskied. Ons wil hê sy wil moet ook in ons geskied. Dit haal die oë totaal van die mense uit. Dis een van die grootste probleme, dink ek, met die kind van God, is dat hy verval in die begeertes van self. Dis wat ek soek. Ek soek my eie wil, ek soek my eie koninkryk. Nou dit beteken nie, daar mag niks nice wees nie, hoor. God gaan jou ook sien, en hy wil ook hê jy moet die lewe geniet, en hy wil ook hê jy moet goed doen, en hy wil ook wat ook al, maar jou lewe kan nie om te draai nie. Jou lewe kan nie om te draai nie, dan gaan jy die totaal en al die punt mis. Wat jy eintlik gaan wees, jy gaan dan soos hulle wees. As jou lewe net draai om self, wat het Eva daar net aan die oë, en dit was 'n vrug begeerlik vir die oog. Jy wil dit hê. Jy soek hy ding. En dis een van die groot probleme is hoe die duiwel ons vang, is hy skep die begeerlikhede van die wêreld voor ons oë. En dan sê jy, "Sjoe, maar ek wil dit hê." En wat gebeur? Jy begin eintlik 'n vervalle lewe leef. Die koninkrykkind is anders. Nee, ek begeer nie daai nie. Ek begeer hom. En my begeerte is om die ons te beïnvloed. Volgens koninkryksheerskappy en God se wil, nie my wil nie, nie my eie koninkryk nie. Kom ons gaan net tot daar. Ek sal volgende keer aangaan met die res. Julle is, as ek wragtig was, hulle sê as jy nie in 20 minute olie boor nie, dan moet jy op 'n boot, dis 22 minute. Ek het van